Jy kyk, goeiemôre, good morning. Daan Potgieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk is hier om met ons te gesels oor moedertaalonderrig. Welkom Daan by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Rosanne, baie dankie. Daar is onlangs 'n studie gedoen oor die stand van Afrikaanse onderrig in die land. Ja. Watter bevindinge het vir jou uitgestaan? Ja, daar's 'n paar waaroor ons opgewonde is en 'n paar wat ons bietjie bekommerd het. Ja. Aan die een kant die opgewondenheid, die kwaliteit van Afrikaanse onderwys, enkel medium skole en skole waar Afrikaans nog as onderrigtaal gebruik word, staan kop en skouers uit. Dit vergelyk met van die beste in die wêreld, waarop ons natuurlik trots is. En ek dink die afgelope uitslae van die nasionale senior sertifikaat in 2025 het weer eens bewys die waarde van enkel medium Afrikaanse onderrig en moedertaalonderrig natuurlik. Aan die negatiewe kant, ja, daar's 'n afname van openbare skole in die algemeen. En dit is onrusbarend. Daar's bietjie so omtrent 1017 minder skole as 5-6 jaar gelede, maar daar is amper 1 miljoen kinders meer in die stelsel. Nou verstaan jy hoekom daar druk is op dinge soos toelating, graad 1, graad 8 en dies meer. Aan die Afrikaanse kant ook. Ons het skole gebloei, ons is so 300 skole minder, van nou omtrent net so by die 980 skole, enkel medium Afrikaanse skole, en dan het ons ook gesien dat openbare skole, die kwaliteit van die openbare skole in Afrikaans is natuurlik nog baie sterk. Onafhanklike skole het met so 110% gegroei, en dit is nogal interessant, te sien dat dan oor die 2000 onafhanklike of privaat skole is, waarvan 191 enkel medium Afrikaanse skole is. So dit is aan die skolekant. Aan die kant van personeel is ons bekommerd oor die uitvloei van beginneronderwyser. Nou, ons weet 'n beginneronderwyser is iemand wat so in die eerste 1 tot 4-5 jaar word jy nog gesien as 'n beginner, alhoewel ek dink na 3 maande voel jy nie meer soos 'n beginner in die onderwys nie, maar daar is 'n uitvloei van amper 50% van beginneronderwysers wat as gevolg van omstandighede in die klaskamer of as gevolg van administratiewe druk, dissipline en dies meer, verlaat hulle die professie. En dis kommerwekkend, want jy wil graag 'n goeie grondslag lê in onderwys wat jy kan bou op boustene. En dit is deel van daai proses, seker te maak ons behou kwaliteit onderwysers al van vroeg af aan. So dit is in kort, ek dink die ander goed wat ons ewe eens bekommerd het, is dinge soos die kleuterskool sektor. Daar's baie kleuterskole wat nie geregistreer is nie. Daar's nie gekwalifiseerde onderwysers wat in die kleuterskoolprosesse staan nie. Ons is ook bekommerd oor waar ons met graad R heen gaan, die invloei van graad R kinders. So dis 'n klompie van daai kom ons sê navorsing wat vir ons sê binne in die netwerk van vennote. En ons het 'n reeks van vennote wat saamwerk om seker te maak ons dien Afrikaanse onderwys en onderwys ook in die geheel. Wat doen die Afrikaanse Onderwysnetwerk om seker te maak dat die taal groei en dat moedertaalonderrig in Afrikaans regtig bevorder word en ontwikkel word? Rosanne, ons kan dit nie alleen doen nie. En daarom is ons regtig trots om te sê die vennootskappe wat ons het met organisasies om in hierdie pyplyn van onderwys elkeen 'n besondere bydrae te lewer. En as ek begin met vennote soos die SAOI, FETSAS, die skoleondersteuningssentrum SOS, ATKV, Afrikaans.com. So in 'n netwerk van organisasies het ons na hierdie verslag verskyn het, bymekaar gekom en gesê, kom ons ontwikkel strategieë. En elkeen van die organisasies in die Afrikaanse onderwysnetwerk het 'n bepaalde bydrae wat hy kan lewer tot 'n strategie. En uit hierdie organisasies uit het ons nou 'n gefokusde strategie om te sê ons ondersteun en werk aan daai strategie om seker te maak Afrikaanse onderwys bly gesond en dat daar nie 'n lekkasie in die pyplyn van onderwys moet kom nie. Dan die tyd haal ons so vinnig in. Ek wil net laastens vir jou vra, wat kan ouers doen by die huis, ons is so 30 sekondes, om seker te maak dat die taal aanhou leef en dat die taal aanhou groei? Praat Afrikaans met jou kind. Ja. Lees vir jou kind 'n boek, 'n storie. Vertel verhale. Wees deel van daai oordra
van die taalrykheid van Afrikaans. Dis 'n ingesteldheid, dis 'n bewustheid. Ja. En ouers, dit begin daar. Dis hoekom dit moedertaal is. Begin by mamma. Ja. Dankie. So 'n interessante Rosette. gesprek. Dankie Daan. Ek dink ons moet jou beslis terugkry om hierdie gesprek bietjie verder te vat. Dankie. Dit dan Daan Potgieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. As jy meer inligting soek, gaan na aonetwerk.co.za en kry dit daar. Oor na jou Pieter.